Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vandag se diens aan elkeen in die banke en elkeen op die skerm en elkeen wat op watter stel ook al by ons aansluit. Ons is baie dankbaar en bly julle is met ons en bly julle kan hierdie geleentheid saam met ons vier want dit is erediens, dis doop en daar's baie planne vir die jaar wat ook so voorlê wat nou afskop. Geliefdes, ek is nou die eerste keer wat ek nou hier voor staan om die afkondigings te doen, so ek vra julle dan saam, die wat die afkondigings in die hand het en die bank het, vra ek also om so saam dan te kan kyk. Julle kyk baie vir my, ek weet nie of vergeet julle om die afkondigings te vat nie, maar kom ons gaan daardeur. Ons begin van bo af wat ons sê die gebedsonderwerp spesifiek vir hierdie week en is nie net vir ons gemeente nie, dit is 'n wyeer gebedsgeleentheid wat ons bid vir die opvoeding en die onderwys in ons land en ons vra daarmee die kwaliteit daarvan sowel as godsdiens. Ons spesifieke versoek hierdie week ook gehad vir die godsdiens, die waardes wat in ons skole is. Ons bid vir elke stap daarvan. Die doop, die diens word vandag waargeneem deur Dominee Jan Mokkel. Nou ek kan hom verwelkom, maar ek dink hy is meer welkom op die kansel as wat ek al op hierdie stadium is, meer bekend ook met julle. So, maar baie welkom. Ons is baie bly hier so en is baie dankbaar jy kan hierdie geleentheid ook vir ons waarneem en ek seker die doopouers daar is ook baie opgewonde daarmee. Maar bly is hier so. Dankie. Geliefdes, met dit julle hoor, is 'n doop. Dit beteken daar is nie koffie en tee na die tyd in die saal nie. Dit is 'n geleentheid vir die familie om dit ook daarso te kan vier, die geleentheid so mekaar te kan wees. Verder sal jy kyk daarso, as jy deel is van 'n vergadering, let asseblief op, daarso die fondse, die jeug, die gemeentebedieningskommissie, is alles hierdie week. En so gepraat, volgende week neem kennis, dit is die graad 1 roetemerkers, volgende week jeugdiens wat ons daarso gaan vier. Nou geliefdes, dit alles sê, dis nou beplanning wat ons daarna kyk. So kyk ons dan ook die gemeentenuus, die lief en leed, wat ons saam mekaar dink, saam mekaar bid. Ons begin also en ons bid dan saam vir, as kies vir Annelies Neetling, dogter van Marlies en kleindogter van Wilma Matthee, is hierdie jaar gekies as LWO, leerders wat omgee by Laerskool Mikro. Dit sê baie geluk. Ons kyk aan lidmaatskap ontvang dan van Hunter de Wet van Jacobsdal, Angus en Helena Brandt van VGK's Repta, en Lily Kok van 6 Myl Spruit. Aan verkennisname vir elkeen wat daar so deel is en ons sê vir Jan Randewyk, se troostdiens vind maandag 2 uur plaas by Klaradyn Aftreeoord. Dan wens ons voorbidding vir die dooppaar. Daar so vir klein Kara bid ons natuurlik aan vir ek sê aan John Claude, maar ek sê is Claude en Carla Roux, sê ons baie geluk, en dan kyk ons vir die grootouers, vir André, Marina Rogata, ek hoop ek spreek dit reg uit, maar dan ook vir André Roux, daar is so baie geluk hierso, daar is ons mag 'n spesiale geleentheid dan ook vir julle wees. Nog 'n tyd van blyskap, Lorraine Lou, wat dan ook ouma geword het, weer baie geluk daar so. André Schreder is, ons gehoor, het gaan nie goed met hierdie tyd nie, so ons bid ook daar so saam. Vir Nerey Skols, dogter van Elmarie, wat half ereklere in die akademie ontvang het, is ons saam met bly, en dan Matthias Kuhn, wat 'n mediese prosedure ondergaan het, en dit gaan goed. Nou geliefdes, dis die name wat julle op het, dis die name wat julle na kan kyk, daar is 2 name wat ook bykom, wat ons asseblief dan vra, van Anna van Wyk, wat nou in Kuilsrivier Hospitaal is, ons hoor dit gaan goed, maar ons bid ook dan vir haar, en dan vir Stefanie Engelbreg, se seentjie, wat nou van donderdag af, jonk, klein man, van donderdag af in die hospitaal is, daar bid ons ook vir haar saam. Geliefdes, soos die lief en leed is, so kyk ons na die verjaarsdae, daar's 3 mense wat oor 80 is, wat ons baie geluk voor sê, vir dan die Minnie Mostert, wat 86 is, oom Johan Loupscher, wat 95 is. Nou ek het vinnig gekyk hy is nog nie die oudste in die gemeente nie, maar hy is in die top 5. So ons is daarso wat hy daarso kan sê. Baie geluk daarso, en dan die Ann Williams, wat 87 is. So, daarso vir elkeen baie geluk. Vinnig net van alles en nog, also Dominee Johan is dat, maar Dominee Johan is vanaf 3 Februarie tot 16 Februarie met verlof, dan sal hy weer terug wees, hy lei ook dan die as woensdagdiens, draai terug is, dan die plastiek doppies wat daarvoor gevra word, en bread tags, wat ons dan ook vir skool Parel gee. Kosmaatjie gaan aan, die senior kategese fondsinsameling sal jy daar so sien. Die deurkollekte gaan vir Huguenot College. Dit is 'n NG Kerk se eie universiteit wat daar is ook 'n opleidingsinstansie om studente met spesifieke waardes kan oplei.
Die gemeentekamp, julle kry die besonderhede wat so deurkom. Ons vra dat julle kan direk, as julle navraag wil doen by Jacques, julle kan dit ook by die kerkkantoor doen, maar asseblief, word deel, kom sluit aan, dit is net 'n naweek, lekker om saam te kuier, dit is selfversorgend, so jy kuier net so lekker saam. Wêreldbiddag vir mans en vrouens, ek gaan vinnig deur die goed, dit is baie goed. Wêreldbiddag vir mans en vrouens is 'n gekombineerde geleentheid. Dis 'n deernag gebed. Daar gaan volgende week meer inligting gegee word, so ek raak net daaraan. Maar ons bid in halfuur tyd gelewe so saam. Daar sal na die tyd by daai deur, daarso gaan Jakkie vir ons sit en daar kan jy jou naam opgee om daarso 'n spesifieke tyd te kom bid. Ons kom hierso bymekaar, verskillende gemeentes in die omgewing wat dan so saam kom bid vir mans en vir vroue. Jy gaan ook 'n geleide boekie kry om daar te gaan, maar volgende week brei ek meer uit. Die kerkkoor, daarso, mense kan daaraan deelneem, daar's 2, bladsy 5 en 6 kan julle daarna kyk, waar hulle ook gaan deelneem en dat jy ook kan deelneem. Nie sy finansies en uiteindelik die mini Roadhouse Bazaar, daar's papiere by die deure as jy daar wil bestel, gaan gee dit by kerkkantoor in. Andersins, op die blokke is dit uitgestuur, net 'n skakel om te kan bestel. Geliefdes, ek wil daarso sê, dis nou baie gesê en ek moet nou vinnig praat, my tyd is op. Ek sien soos 'n Oscar wat daar tyd geleef is wat daar so voor vir my hardloop nie, maar ek het 'n tyd geleef. Daar's 'n gespottery wat altyd sê, as jy iets wil wegsteek, sit dit in die kerk se afkondigings. Want oor 2 weke vra mense vir jou, wanneer doen ons dit? Dan sê ons dit het al 'n week terug plaasgevind. Ons lees dit vir julle voor, let asseblief op, kyk op die WhatsApp as dit deurkom, maar dis 'n geleentheid vir ons as die kerk om dan saam te kan vier. Maar met dit gesê, met dit alles wat so bymekaar is dit vir ons dan 'n geleentheid om te besef, ons doen dit nie net as gemeenskap nie net as 'n sosiale klub nie, maar in diens van Christus. Ons is so bymekaar om nie net te luister nie, maar iets van hom af te hoor. Daarom wil ek dan ook, ek sê ek kan dit daarso, die doopouers vra om nader te kom, vorentoe te kom vir Claude en vir Carla. Dit is om die Christuskers vir ons aan te steek. 'n teken van hierdie vlam wat brand wat sê, maar die Here is met ons in hierdie oomblik. Ek so julle kom besluit wie die kers vir ons aansteek. Baie dankie. Baie dankie. Waardeer dit. Hier gaan sit. Dan oorhandig ek dan my hele tyd daarso. Baie dankie. Ja. Goeiemôre vriende. Is die klank aan? Ja, ek hoor nou dis aan. En ek wil ook graag die mense groet wat inskakel deur die stroming. Adrian, baie dankie dat vir die geleentheid om die woord van die Here hier te bedien en die sakrament. Baie dankie ook aan die kerkraad. Ek het dan gedink in die groetwoorde wil ek ook daarom vir Chris sê. Chris, baie sterkte. Jou aftrede kom nou al hoe nader en elke keer is dit die laaste keer, so ons dink aan jou. En vriende, dan het ons nou so voor die tyd hier gepraat, Adrian verjaar eerskomende Saterdag, die 14de. Ja, ons kan seker vir hom geluk wens. En dis nogal op Valentynsdag. En jou adres, want kyk, mense se nou wil kom koek en tee. Maar baie geluk, mag dit vir jou 'n mooi en 'n geseënde tyd wees, hoor. Kom ons begin. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ek het gekies as loflied lied 203. Nou,
Vriende, dis 'n bekende lied, lied 203, loof die Here al wat lewe. En daar is 5 verse en ek wou nou sekere verse gekies het en toe op die ou end gedink, nee, kom ons sing al die verse. So kom ons sing dit tot eer van die Here, lied 203 verse 1 tot 5. Broers en susters, ek gaan vir julle so opsomming van die wet van die Here lees wat professor Cas Webner gedoen het. En as julle mooi luister, sal julle sien alles wat daar in die 10 gebooie is word hier so net op 'n ander manier vir ons gestel. Ons gaan dat ons hierna geluister het, ons skuld bely deur saam te sing van lied 239, die 3de vers. Lied 239, die 3de vers. Ek is die Here jou God wat jou na Kanaan, na die land van melk en honing gelei het. Jy moet net vir my as jou God aanbid. Die een God, Vader, Seun en Heilige Gees, moet al jou eer en diens ontvang. Jy moet my lief hê, en ek sal my liefde betoon aan die duisendste geslag van die wat my lief het, en liefde teenoor die hele skepping bewys. Gebruik my naam met eerbied, aan my kom al die lof toe. Geniet die Sondag as 'n geskenk, om na 'n besige week te rus, om die opstanding te vier, en om tyd met geliefdes deur te bring. Jy moet eerbied hê vir jou ouers, vir elke vorm van lewe, vir die huwelik, vir die dinge wat aan ander mense behoort, en vir die waarheid. Ek is die Here jou God, wat jou uit genade gered het. Volg hierdie riglyne uit dankbaarheid, en ek sal jou seën. Kom ons staan op en ons bely ons skuld in die woorde van vers 3.
Ons kan maar sing, Elsa. Vriende, ek het die geleentheid om aan u hierdie wonderlike nuus te verkondig. Daar is vir ons vergewing van sondes deur die bloed van Jesus Christus. Julle kan maar sit. Ons skriflesing kom vanoggend uit die brief van Paulus aan die gemeente in Efese. Efesiërs is in my bladsy, my Bybel op bladsy 260. Efesiërs 1 vanaf die 15de vers gaan ons lees. Vriende, kom ons raak stil voor die Here en ons bid saam voordat ons uit sy woord lees. Here, ons het 'n voorreg om as gemeente vanoggend saam te kom in u teenwoordigheid, u die drie-enige God, die Vader wat vir ons sorg, Jesus wat ons redder is, die Heilige Gees wat met ons is. En dankie dat u die rede is hoekom ons hier is. Omdat ons lief is vir u. Omdat ons hierna toe gekom het om u te aanbid. En daarom is ons gebed dat elke element van hierdie erediens tot u verheerliking sal wees. Die bring van die sakrament van die doop, die woordverkondiging en alles wat daarmee saamgaan. Ons het nou gehoor by die aankondiginge van die baie dinge wat in die gemeente aan die gang is en ons is dankbaar en bly daaroor en ons bid Here vir elke aksie, ons dra dit aan u op, die Roudjaars Bazaar, die gemeentekamp wat op hande is, die wêreldbiddag vir mans en vrouens. Maar Here, ons dra ook hulle aan u op wat daar by lief en leed is wat met wie dit nie goed gaan nie. Ons dink aan Jan Randewyk se familie, aan dit wat Hein en sy familie ook die gister moes ervaar, die afskeidsdiens van Wilmarie. Ons bid nie net vir ons gemeente nie, maar vir elke gemeente waar u woord vanoggend verkondig word. Ons bid vir ons land, Here, ons wil ons land aan u kom opdra. Ons het gehoor dat daar gebiede is wat as rampgebiede verklaar is, as gevolg van die droogte. Dankie dat ons gehoor het daar reën op sekere dele geval. Ons bid vir die mense wat nog sukkel om weer hulle voete te vind na die verspoelings. Ons dra die baie boere aan u op, wat met bek en klous hier moet probeer aangaan. En ons vra Here dat u genadig wees. En dan Here, wil ons nou stil word voor u en ons wil vir u sê, ons is aangewys op u woord en op die leiding van u Gees. In die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, julle sal sien, broers en susters, die opskrif van die gedeelte daar in Efesiërs 1 is Paulus se gebed. En dis inderdaad, dis 'n gebed wat Paulus doen vir die gemeente in Efese en ook vir ons.
En hy begin daar in vers 15 en sê, daarom van het ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader, aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Goed, ek gaan dan die 18de en ek dink die 19de verse, kom ek lees dit net weer daar. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Ek lees tot sover. Vriende, ek weet nie of daar van julle is wat nog onthou nie, maar in die tydperk net voordat Dominee Hannes na die gemeente beroep is, het hier Dominee Gideon Achenbach in die gemeente uitgehelp, so vir 'n kwartaal. En Gideon het my by geleentheid vertel, hy was by professor Koekjan de Villiers in sy kantoor by die kweekskool. Professor Koekjan was die professor in Nuwe Testament, en hy sê toe, tuur professor Koekjan so by die venster uit, en hy sê, Gideon, ek is bekommerd, my oë gaan agteruit. Ek sien by die dag al swakker. En Gideon sê, toe tree hy vorentoe en hy haal prof Koekjan se bril van sy oë af, en hy haal sy sakdoek uit en hy maak die bril skoon, en hy gee dit terug vir die professor. En toe sê prof Koekjan, baie dankie, ek het nie geweet, my oë is nog so goed nie. So, vriende, ons almal se oë gaan ons maar met ter tyd agteruit. Ons sien, soos wat ons ouer word, al swakker en swakker. En partykeer sien ons mos hoe dat iemand se arm te kort is, en hoe dat hy so iets probeer lees. Nou, soms is die oplossing vir as jy nie goed sien nie, om 'n nuwe bril te kry, om nuwe en sterker glase te kry. Soms is die oplossing om 'n oogoperasie te kry. En soms is die oplossing eenvoudiger, maak net jou bril skoon. Paulus praat in hierdie gedeelte ook van oë. Maar Paulus praat nie van gewone oë nie. Paulus praat van geestesoë, sê die 1983 vertaling. Die blye boodskap, geestelike oë. En die 2020 vertaling sê, die oë van julle harte. So jy sien, vriende, die gelowige, ons, het nie net gewone oë nie. Ons het ook geestesoë, geloofsoë. Oë waarmee ons sien, wat nie met die natuurlike oog sigbaar is nie. Oë waarmee ons anderkant die sigbare werklikheid sien, verder sien as dit wat voor oë is. Met geloofsoë sien die gelowige mens God en sy beloftes. Sien ons die geloofswerklikheid agter, anderkant die sigbare werklikheid. Sien ons wat God in die wêreld aan die doen is, en waar God aan die werk is,
Ja, vriende, met ons geloofsoë sien ons die koninkryk van God. So, ek en jy as gelowiges leef dus in hierdie twee werklikhede. Die werklikheid wat voor oë is, wat ons met ons gewone oë sien en waarneem, en die werklikheid wat met die geloofsoë sigbaar is. Die koninkryk van God. En nou, so hoor ons by Paulus, het die geloofsoë van die gelowiges in Efese agteruit gegaan. Om watter rede ook al. Hulle het nie meer so mooi die geloofswêreld gesien nie. Paulus sê, hulle geloofsoë het verheldering nodig. Nou vriende, ek het gedink, dit gebeur ook met my en jou, dat ons geloofsoë ook kan agteruit gaan, net soos ons gewone oë agteruit gaan. Hoe gebeur dit, dat ons geloofsbrille vuil raak? Ek het nou maar so twee maniere aangedink. Die eerste manier is, ons sien of ons kyk die wêreld net deur ons gewone oë. En wat sien ons? Ons kyk vas teen die materiële, die rykdom, die weelde, mammon. Ons sien net die pragt en die praal van hierdie wêreld. Ons sien net die blink, die glitter en die glam. En dan begin ons lewens daarvolgens inrig. Dan begin ons lewe op grond van dit wat ons sien. Dan bepaal dit waarteen ons vaskyk, ons lewens en ons lewenstyl. En dan vind ons op die ou end ons roeping. Dit waarvoor ons lewe in hierdie sienbare wêreld. En so word die koninkryk van God ook vir ons al meer uit fokus. Al dowwer en dowwer. En ook al minder ons roeping. So raak ons geloofsoë swakker en swakker. Ek dink dit gebeur soms op 'n tweede manier. Ons sien weer eens met ons gewone oë net die wêreld voor ons, maar dan kyk ons vas teen die gebrokenheid en die stikkendheid van hierdie wêreld. En ons sien net die lelike. Ons kyk net vas teen die oorloë en korrupsie en moord en misdaad en teenspoed en terugslag. En die deurmekaar politiek van die wêreld. En dan bepaal dit ook weer op 'n manier dit wat ons sien, wie ons is en wat ons roeping is en waarvoor ons leef. En dan word ons moedelose mense, uitsiglose mense, mense sonder 'n roeping, sonder hoop. En dan trek ons maar terug, elkeen in sy en haar eie hoekie. Paulus het raad vir die agteruitgang van geloofsoë. Paulus het raad vir die vuil lense van geloofsbrille. Sy raad, die sakdoek waarmee hy ons geloofslense mee wil skoonmaak, is gebed. Julle gehoor? Paulus sê, ek bid vir die verheldering van julle geloofsoë. Kom ons neem vanoggend hierdie gebed van Paulus ook vir ons. Kom ons eien Paulus se gebed ook vir ons toe. Kom ons bid saam met Paulus. Vir onsself en vir mekaar en vir die gemeente. En ons sê, Here, gee dat ons beter deur ons geloofsoë sal sien. Here, gee tog dat ons geloofsoë vir ons die belangrikste oë sal wees. Gee dat ons aldag u koninkryk sal raak sien en dat ons daarop sal fokus. Broers en susters, nou gaan
Paulus verder, en hy spel nogal vir ons uit, wat ons sal sien met verhelderde geloofsoë. Die eerste wat hy sê is, ons sal sien watter hoop ons roeping inhou. Nou vriende, ons sal met verhelderde geloofsoë al meer die koninkryk van God raak sien. Ons sal die koninkryk van God al helderder en al duideliker sien. Ons sal al meer sien wat die Here se roeping vir elkeen van ons is in hierdie lewe. Ons sal sien waarvoor die Here ons op aarde geplaas het, waarvoor hy ons geroep het, wat sy wil vir elkeen van ons is. Met verhelderde geloofsoë sal ons ontdek wat elkeen van ons se roeping is, maar ook wat die Here se roeping vir ons as gemeente inhou. Wie met verhelderde geloofsoë sien, laat hom nie insluk deur die lokstem van die wêreld wat ons met ons gewone oë sien nie. Wie met verhelderde geloofsoë kyk, sien verby die stikkendheid en die seer van hierdie wêreld en hy hou aan sy roeping vas, ook in moeilike tye. Broers en susters, iemand wat met geloofsoë kyk, sy roeping skuif na dit waar sy geloofsoë gefokus is, die koninkryk van God. Paulus sê, tweedens, ons sal met verhelderde geloofsoë sien wat rykdom daar is in die heerlike erfenis wat die Here vir die gelowiges bestem het. Vriende, met gewone oë sien ons hoe dat ons lewens verbygaan. Dis mos maar wat ons sien. Ons sien ons aardse erfenis. Ons sien hoe groot of hoe klein ons pensioen is. Ons sien hoe gesond ons is en hoe lank ons moontlik nog gaan lewe en wat ons nog alles dalk in hierdie lewe kan inpas. Maar, ons gewone oë, sien ons net tot by die lewenseinde. Ons sien net tot by die graf. Of die herinneringsmuur hier agter. Ons sien nie verder. Ons kan nie verder sien. Paulus se gebed vir die skoonmaak van geloofsbrille. Paulus se gebed vir verhelderde geloofsoë is dat ons verder sal sien. Dat ons verby ons lewenseinde sal sien. Dat ons verby die graf sal sien. Dat ons die erfenis sal sien wat God, wat Christus deur sy kruisdood en opstanding vir ons bewerk het. Dat ons tot ander kant die doodsvallei sal sien. Ons ewige erfenis, die ewige lewe. Dit wat uiteindelik ons eindbestemming sal wees. En dat ons dit in die verte sal bly sien en sal onthou. Dis waarheen ons op pad is. Hier is ons maar net bywoners en vreemdelinge. Vriende, die laaste wat Paulus sê, wat ons sal sien, is baie sterk woorde wat hy gebruik. Hy sê ons sal sien hoe geweldig groot die krag is wat God uitoefen in ons wat glo. Ons sal sien hoe geweldig groot die krag is van God in ons wat glo. Kom ons eien hierdie gebed ook vir onsself toe. Kom ons bid ook vanoggend saam met Paulus hierdie gebed. Here, gee dat ons sal sien en ervaar hoe geweldig groot die krag is waarmee U in die eike aan die werk is. Gee dat ons sal sien hoe geweldig groot die krag is waarmee U ons in staat stel om sonde te oorwin en agter te laat. Sien dat ons sal sien hoe geweldig groot die krag is waarmee U ons in staat stel om nuwe en vernuide lewens te leef. Here, gee dat ons sal sien hoe geweldig groot die krag is waarmee U ons as lidmate oortuig van die roeping wat U vir ons in die gemeente het. Here, gee dat ons sal sien hoe geweldig groot die krag is
waarmee u ook hierdie twee nuwe jong dominees in die eike gaan gebruik vir die uitbreiding van u koninkryk. Paulus beskryf die krag verder. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan die regterhand laat sit het. Ek sluit af, vriende. Dis mos nou ook doop vanoggend. Ons doop vir klein Kara, die dogtertjie van Claude en Carla. Ek het gedink, 'n mens sou hierdie gedeelte van Paulus ook op die doop van toepassing kon maak. Kom ons vra vir ons, wat sou iemand sien wat vanoggend slegs maar deur gewone oë na die doop kyk? Hy of sy sal sien hoe dat die dominee hier op die kansel staan, hoe dat die dominee 'n formulier lees en dan 'n ouerpaar oproep. Hy of sy sal sien hoe dat 'n babietjie ingebring word en die mamma se arms gesit word en hoe dat die dominee 'n paar druppels op die baba se kop drup. En dan word die ouerpaar geluk gewens en dan gaan sit hulle weer. Dit is die gewone oog. Maar wat sien ons wat nie net deur ons gewone oog dit waarneem nie, maar wat ook deur die geloofsoog kyk wat hier gebeur? Ons sien, broers en susters, ons sien hoe dat die getroue verbondsgod sy beloftes aan hierdie babietjie wat nog niks verstaan nie, toesê. Ons sien hoe dat die verbondsgod hom verbind by die naam aan klein Kara. Ons sien hoe dat twee gelowige ouers ja sê. Ons beloof. Ons sal die kind groot maak na die dinge van die Here. En ons sien hoe dat die verbondsteken in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees aan klein Kara bedien word. En as ons rondom ons kyk, dan sien ons die gemeente wat die getuies is van die verbondsluiting wat hier gebeur. Waarlik, geloofsoë, verhelderde geloofsoë, sien veel verder as gewone oë. Amen. Ek gaan vir julle die doopsformulier voorhou. Ek wil maar net sê hoe dit nou gekom het dat ek die babietjie doop, dat Carla en Andrea, sussie, het hier voor ons groot geword, en ek het hulle albei getrou, ek het vir Claude en Carla ook getrou, en Andre en Marina het, toe ons nou aftree, het ons nou hulle bure geword, so ons was seker vir 8 jaar of so was ons bure, so daar is nogal so 'n band van liefde tussen ons en Andre julle, en dit is my voorreg om dit vanoggend te doen. Waarom ons doop? Die doop is die teken van die verbond wat God met ons en ons kinders sluit. Net soos hy destyds al met Abraham gedoen het, toe hy gesê het, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Hierdie verbond het van die begin af 2 kante gehad. Aan die een kant het God beloof dat hy ons God wil wees en ons wil seën. En aan die ander kant vra hy dat ons hom regtig die Here van ons lewens sal maak. Om te wys dat hy ernstig is daarmee, het die Here vir sy volk die tekens van die besnydenis en die Pasga gegee. In die Nuwe Testament het Jesus deur sy kruisdood 'n nuwe verbond ingelei. As tekens van hierdie nuwe verbond het hy die doop en die nagmaal gegee. Dit was dan ook omtrent Jesus se laaste opdrag op aarde aan sy disippels. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Wat is die doop? Wanneer ons dan vandag dit doen en die doop bedien in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, is dit 'n heilige en betekenisvolle oomblik. Daarmee bely ons dat ons almal as sondaars gebore word
en ons net op een manier in die koninkryk van God kan ingaan as ons weergebore word. Deur die doop sê die Here egter vir my op my naam dat die verlossing en die seëning in Jesus ook vir my bedoel is en dat ek deur Jesus sy kind kan word. Hy doen dit omdat die kinders van verbondsouers vir die Here baie spesiaal is. Die doop is 'n simbool van 'n nuwe lewe. Dit herinner ons wat gedoop is daaraan dat ons die ou lewe wat deur die sonde oorheers is afgesterf het en in Jesus 'n nuwe lewe ontvang. Ons is vir die sonde dood en lewe vir God, soos Romeine 6 vers 11 sê. Met ons doop word ons ingelyf in die kerk van die Here Jesus. Daarom herinner dit ons ook elke keer weer aan ons verantwoordelikheid om voluit vir die Here te leef, om hom bo alles lief te hê en ons plek in sy kerk vol te staan. Die doop troos ons ook met die wete dat die Here deur sy Gees in ons wil woon en ons elke dag wil lei om al meer te lewe tot sy eer. Maar waarom doop ons dan kindertjies wat nog niks verstaan daarvan nie? Dis juist die punt. En dis juist wat die kinderdoop so wonderlik maak. Die doop is nie iets wat van ons kant af ons doen nie. Dis God wat die eerste tree gee om ons te red. Hy wag nie vir ons nie. Daarom het hy al van Abraham se dae af kindertjies ingesluit in sy verbond. En daarom is hele gesinne dan ook in die Nuwe Testament gedoop wanneer ouers tot bekering gekom het. Natuurlik plaas dit 'n groot verantwoordelikheid op ons as ouers. Ons moet met ons kinders praat oor die Here. Ons moet, sodra hulle kan begin verstaan, hulle leer en verder deur ons voorbeeld vir hulle wys wat dit beteken om die Here te dien. Carla en Claude Roux, ek wil dan vir julle vra om hier voor die kansel te kom staan. Geliefdes in die Here Jesus. Julle het nou gehoor dat die doop deur God self ingestel is, dat die Here daardeur sy verbond van genade aan ons waarborg en dat dit 'n teken is dat hy vir ons alles wil gee wat Jesus vir ons aan die kruis verdien het. Om nou te wys dat julle dit so verstaan en nie sommer uit gewoonte doen nie, moet julle asseblief eerlik op die volgende vrae antwoord. Eerste vraag, bely julle dat omdat ons glo ons kinders sal kom hulle as sondaars in die wêreld, nogtans Godsin is en daarom lidmate al klaar van sy gemeente is en daarom gedoop moet word? Aanvaar julle die Bybel as die waarheid en daarmee saam ook die Christelike belydenisse wat daarop gebaseer is, sodat dit ook in ons kerk geleer word, en glo julle dat dit die volle leer van die verlossing is? En laastens, beloof julle om vir Kara te leer van die Here en geleenthede in die kerk aan te gryp, waardeur sy ook verder toegerus word? Wat is julle antwoord hierop? Ja. Goed vriende, dan gaan ons nou lied, ek dink is lied 288, lied 288, die eerste vers sing, terwyl Kara ingebring word. Staan so agter die doop van 'n Kara Sofia Roux, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hemelse Vader, baie dankie vir u groot liefde vir ons, die liefde waarmee u deur Jesus Christus vir ons red,
maar dat U as die getroue God ook so naby aan ons kom, dat U by U naam U self kom aanbied vir elkeen van ons wat gedoop is, en ook vanoggend vir klein Kara. Ons bid vir haar, ons bid vir haar ouers, en ons vra dat U vir hulle, en ook vir alle ander verbondsouers hier, dat U vir ons sal seën, in die nakom van ons verantwoordelikheid, wat ons die dag hier met die doop geneem het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. En nou vra ek vir Tenis en die predikante, dat ons vir Karla hulle net hier gelukwens, en die kers en die boekie oorhandig. Baie geluk hoor. Ja. Baie geluk. Dankie. Dankie julle, kan ek maar gaan sit. Vriende, dan wil ek nou net vir die oupas en die oumas vra om op te staan, die twee Andreë en Marina. Ek wil vir julle ook baie geluk sê. Mag die kind vir julle ook tot groot seën wees. Sy is nou ver aan Luxemburg, maar ek wil by julle hoor, as julle nou met haar aanraking kom, sal julle ook julle verantwoordelikheid nakom as oupas en ouma. Wat is julle antwoord? Dankie. Julle kan maar sit. Ek is bewus daarvan dat die ander familie is en vriende is wat na die doopgeleentheid gekom het. Wil julle ook vir ons opstaan? Ek wil vir julle ook baie geluk sê. Baie dankie dat julle ook moeite gedoen het om vandag hier te wees, om hierdie tyd saam met hulle te deel. En ek wil julle ook daarin herinner, dat julle ook as verbondsouers, dat julle ook 'n verantwoordelikheid het teenoor klein Kara. As julle bereid om die kere wat julle met haar te maak het, ook julle verantwoordelikheid na te kom? Baie dankie, dan kan julle maar sit. Vriende, as ek dit nog reg het, is dit nou geleentheid om die liefdegawes op te neem. Hallo Elsa.
Baie dankie aan die eredienswerkers wat hulle taak so flink gedoen het. Vriende, dan ons uitstuurlied is lied 509 op berge en in dale. Ou bekende lied, en ek wil hê ons die eerste vers en die vierde vers, verse 1 en 4, lied 509. Ontvang die seën van die Here, die genade van Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle. Amen.